Mag wat ek dink, mag wat ek sê, mag wat ek doen vir die Here aanneemlik wees. Mag die Here na my lewe kyk, mag hy glimlag, mag hy tevrede wees. Mag hy dit vat. En ons sê almal saam, amen. Broers en susters, wat 'n voorreg is dit om julle te groet vanoggend. Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ontvang vanoggend sy liefde, sy genade en sy omgee. En dit kom van God die Vader, die Seun Jesus Christus ons verlosser en God die Heilige Gees. En ons sê almal saam, amen. Broer Stefan, jy kan kom en dan gaan ek vir jou 'n gebed doen. Broers en susters, dit is wonderlik om te weet, broer Stefan, die woord van die Here en die Here is vir hom belangrik. En daarom, Stefan, is dit wonderlik om jou ook vanoggend hier by ons te hê. Kom ek bid vir jou. Ag Vader, wat 'n voorreg is dit om ons broer vanoggend by ons te hê. En U het hom ook gestuur om vanoggend met ons te praat. En daarom vra ons, o Heilige Gees, dat U hom sal volmaak van U wil en dit wat U vanoggend vir ons wil sê. En dat wanneer hy praat, die woorde sal kom. En dat as ons huis toe gaan, net nou ons in vervoering sal wees oor die ontmoeting wat ons met U gehad het. Seën vir Stefan, Here, sy familie. En baie dankie ook vir die goeie werke wat U deur hom doen. Baie dankie dat ons hierdie dinge tot U kan bid. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Ons bid dit in U naam, o Here. En ons sê almal saam, amen. Baie dankie Jorie, dit is 'n groot voorreg om vanoggend saam met julle te reis uit God se woord. Mag die Here ou en nuwe skatte, soos Matteus 13 vir ons leer, vanoggend uit sy woord haal. Dit is Jesus wat gesê het, elke disipel wat 'n leerling in die koninkryk van God geword het, sal altyd ou en nuwe skatte uit die huisvoorraad van die Here bring. Alles gebeur met 'n rede. It is written. Wat moet gebeur, sal gebeur. Dit is wat ek net in die afgelope week gehoor het op die televisie, in gesprekke en tussen mense. Ek het groot geword met hierdie uitdrukkings, kei se ra, dit was my pa en my ma se trefferliedjie. Whatever will be, will be. Ek het gehoor mense sê, as jou streepie getrek is dit getrek. En toe dit net in die afgelope tyd weer op die radarskerm is, het dit net weer by my opgekom dat dit lewensbelangrik is om oor God se wil te dink en om reg te dink daaroor. En daarom is die tema waarby ek graag vandag wil stilstaan, ken God se wil en leef God se wil. Dit het in my lewe baie vinnig geeskaleer, my belangstelling in God se wil, toe ek nog predikant was in die gemeente in Kenton Park, en Marieke en my skoonma het skool gehou by Laerskool Kreft, waar 'n pedofiel met die van Rooyen 3 kindertjies, 3 dogters ten einde ontvoer het, en wat nooit weer gevind is nie. En daar 'n leraar van 'n ander denominasie gekom het en vir die skool gesê het, die Here het dit toegelaat sodat Kenton Park tot bekering sal kom. Nou ons bly nou nog in Kenton, en Kenton het nou nog nie tot bekering gekom nie. So ons wonder nou altyd, wat moet die Here dan nou nog doen, as mense met so sekerheid weet, God se wil is om slegte dinge aan mense te laat gebeur, sodat ander mense iets moet leer. Dit het my benard en benoud, na God se wil laat soek, en laat besluit, elke teks in die Bybel moet ek lees, en toe ontdek ek, soos die Nederlanders sê, die helfte is my niet vertelle. Ek het groot geword met 'n klomp stereotype uitdrukkings, asof dit in die Bybel staan, en ek sê maar altyd, dit staan in baie mense se Bybel, het ek agtergekom. Ek was gister in George daar in die Kaap, en ek het vir hulle gesê, meeste ouens se kanon het 2 ekstra boeke.
Die een se boek is, sy naam is Net Sowel. Dit kon net sowel in die Bybel gestaan het. So daai ouens het so 'n boek, en dan het my ouma en 'n klomp mense 'n ander boek in hulle Bybel gehad met die naam Iewers. Hulle het altyd gesê dit staan iewers in die Bybel. So ek aanvaar as jou Bybel Iewers of Net Sowel het, sal dit daar staan. Maar ek kan herinner my pa het vir my dikwels gesê, en dis hoekom ons maar in Kenton groot geword het, hy was by die lugdiens en hy het gevlieg, en hy het altyd gesê, hy het ook die storie gehoor, almal vertel, so as jou streepie getrek is dit getrek, en hy het altyd vir my gesê, hoop maar net nie, dis waar van die ander bemanningslede as hulle vlieg nie. Dan het hulle moeilikheid. Maar hierdie soort dinge van as jou streepie getrek is, wat moet gebeur, sal gebeur. Everything will work out for the best. Keisera. Het ek agtergekom tot my eie skok, is pure rou heidense bygeloof. Kan ek jou sommer net vinnig verduidelik, en dan wil ek by die woord stil staan. Die hele gedagte, waar kom dit vandaan as jou streepie getrek is? Dit kom uit Griekse mitologie. Die god van die Grieke, ons ken hom almal by die naam Zeus, het 'n klompie gode en godinne gehad, en hy het sy hande vol gehad net om die spul te bestuur. En daar was 'n hele klompie, dis interessant, altyd die godinne wat die noodlot hanteer, is altyd vroue. En daar was, ek is jammer vir die ouens wat Fortuners ry, Fortuna was die godin van die noodlot in die Romeinse wêreld. Haar Griekse naam was Tyche, maar ons weet in die tyd toe Paulus in Rome was daar ten minste 3 tempels vir Fortuna in Rome. En dan was daar die Keres, hulle het bo die dood, elke keer as die Romeine oorlog gemaak het, het hulle so bo die oorlogsvelde gehang. Daar kon hulle nie net wag om op mense toe te sak en Hades, die onderwêreld, vol te maak nie. Maar dit was veral die 3 godinne, wat bekend was as die Moirai, waar die naam Moira vandaan kom. En hulle 3 name gehad, Cloto, Lachesis en Atropos. Cloto het almal se lewe op 'n weefstok geweef, alle mense op aarde. Lachesis het almal se lewe gemeet, hoe lank jy gaan lewe. En raai wat het Atropos gehad? Sy het, as die streepie getrek was, jou gesny. Sy het 'n skêr gehad. As jou streepie getrek was, het sy jou gesny. So, toe my ouma al in dit gesê het, en gedink het staan iewers in die Bybel nie, het staan iewers in Griekse mitologie. Maar ons het maar daarmee groot geword. Ek het agterkom, selfs ou dominee het nie eers geweet nie. Hy het ook maar gesê, wat moet gebeur, sal gebeur. Ja. Maar wat leer die Bybel, God se woord? Want as ek na God se wil soek, moet ek tog in God se woord na God se wil soek. Die apostel Paulus en die hele Nuwe Testament is glashelder oor God se wil. Ja, want dit het ek daarom in die kerk gehoor, moet ek bely tot my skade, het ek baie keer gehoor, God het 'n plan vir jou lewe. Nou ek sê altyd vir mense, jy kan wegkom vir 'n maand, as jy 'n Christen langer as 'n maand is, en jy glo dit nog, dan moet jy jou katekisasie oordoen. Want God se wil is geopenbaar. Dit is nie 'n misterie nie. Dit is nie soos 'n veerpyltjie bord, nou gooi jy maar 'n paar nommers en jy hoop jy tref die 17 of die boel nie. Jy moet God se wil, moet jy in die woord hoor. En ek het dit sommer net gaan paar jaar gelede het Jan van der Walt, by wie Jorrie ook gepromoveer het, my vriend en mede-kollega by Tikkies, ek en hy, ons het al so 'n paar keer Bybels vertaal, en het ons ook die Nuwe Testament vertaling gedoen, en moes ek die Efesiërbrief vertaal, en dit was vir my opvallend, en ek wil net 3 verse lees, en dan gaan ons in die 83 vertaling verder, hoe Paulus helder oor God se wil skrywe. Hoor net wat sê Paulus, vers 9, Efesiërs 1. God se wil was vir baie lank 'n geheim. Niemand het geweet waaroor dit gaan nie, ou dominee ook nie. Toe maak hy dit aan ons bekend. Dit was vir God 'n baie groot vreugde om hierdie goeie plan wat hy lank terug gemaak het, te laat gebeur deur Christus. Hoor mooi, luister mooi wat sê God se woord. Verlang het mense nie geweet wat God se wil is nie. Dit was vir God egter 'n groot vreugde om hierdie goeie plan wat hy lank terug gemaak het, te laat gebeur deur Christus. So hier's die eerste belangrike punt. Wie is God se wil? Christus. Paulus gaan voort. Ek haal sommer vers 5 aan, want mense moet dit lees soos Paulus het logies, hy het dit na die tyd agter mekaar gesit. God het lank vooruit besluit, hy wil ons aanneem as sy kinders.
toe het hy dit ook gedoen deur Christus. Dit het presies gebeur soos wat God in sy goedheid wou hê dit moet gebeur. So het hy dit in sy wil bepaal. So, wat is God se wil? Nee, wie is God se wil? Christus. God se wil gaan nie oor ons nie. Dis wat ons verkeerd gelees het. Die kerk, as die kerk vir jou gesê het, God het 'n plan vir jou lewe. Nee, God het nie 'n plan vir jou lewe nie. God het 'n plan. En jy val met jou lewe by sy planne. Jy moet die verskil hoor. As gaan jy nog steeds jou hele lewe keiser se rasing. God se plan is Christus. En God het sy plan uitgevoer, so God se wil het 'n naam. Toe Jesus aarde tref, toe gebeur God se wil. Nou word jy deel van God se wil. Wel, Paulus skrywe, hy sê vir die gemeente, hy sê vers 13 van Efesiërs 1, julle is nou Christusin, julle het in hom begin glo, toe julle die woord van die waarheid gehoor het, hierdie woord het redding vir julle gebring. So God voer sy wil deur in Christus. God se wil is Christus. En God nooi ons om binne sy wil te lewe. Omtrent al wanneer ek oor God se wil gehoor het, is wanneer slegte dinge gebeur. Dalk julle ook. Nou, hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom is nou die persoon dood en daai ou nie? Hoekom het wat ook al gebeur in die lewe? Wanneer slegte dinge gebeur, dan wil almal weet. Hoekom het die Here dit nou toegelaat? En dan moet hoe verklaar mens dit departement wat gewoonlik 'n dominee is, en as jy bedokterd of beprofessord is, dan moet jy nou eers 'n antwoord kan hê. En ek het agtergekom, ons is nie hier om God te verklaar nie. God se wil is duidelik. Ons is hier om die evangelie van troos te verkondig. Sodat ons getroos kan lewe en sterwe. So Jesus is God se wil. En vir die res sê die Bybel, as jy dit weet, niks kan ons skei van die liefde van God wat aan Christus Jesus is nie. Het staan nie iewers nie, het staan in Romeine 8. Niks kan ons van God se liefde skei nie. So as ek langs 'n siekbed sit of langs 'n gesonde persoon staan en of ek by 'n sterfgeval is of by 'n hijack of toe my vriend geskiet is met 5 skote met 'n 9 mm het ek hom gesê, maar niks kan ons skei van die liefde van God wat in Christus is nie. Almal het gesê, dalk het dit gebeur sodat dat gebeur. Ek hoef nie God te verklaar nie. Ek onthou toe my liewe skoonma kanker gehad het en sy het herstel so rukkie. En toe sê iemand vir haar, jy weet, want dis ook was hierdie sweet nothings wat mense van mekaar sê, jou werk op aarde is seker nog nie klaar nie, dis hoekom jy leef. Nou sê ek vir my skoonma, wat wil ma nog vir die Here doen? Ek het contacts, ek reël. So wat wil ma nog vir die Here doen? En dan, want ons kan nou nie laat die Here wag nie, want as mense nou hierdie slimmighede het, ma se werk is nog nie klaar nie. Wat wil ma doen vir die Here? Ek reël dit, ons kry dit gou. Wil ma getuig, wil ma in 'n plakkerskamp gaan help? Maar ek sal dit vir ma reël. En dan kan die Here maar kom haal. Want as die Here nou vir ma moet wag, lyk dit vir my is daar moeilikheid in die hemel. Maar ons het hierdie soort algemene dinge, omdat God se woord nie vir ons duidelik is nie. So ons sê vir mekaar, God se wil is Christus. Ek kom vir jou Johannes 6 ook gelees het, waar Jesus dit verbatim sê, daar waar hy sê, hy is die brood, onthou julle daar in Kapernaum, dan sê Jesus, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, Johannes 6 vers 38, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat vir elkeen vir wie ek die ewige lewe gee, ek hulle op die laaste dag sal opwek, dan herhaal Jesus dit. Jesus sê, hy is God se wil. Wow, hoe ingewikkeld, hoe die kerk dit gemis. Hoe kon ons keiser Ra gesing het en gesê, sit dit, ons moes daai ander liedjie gesing het, sit dit af, sit dit af. Of luister hom, maar moet dit net nie glo nie. Ja, soos meeste mense doen met die geestelike liedere wat ons sing dit, maar baie ons glo dit. Maar so, sing net en glo die Here het Christus gestuur as God se wil. En as jy hom glo, is jy binne God se wil. Maar nou moet jy lewe. Nou is die vraag nie wat is God se wil nie, nou is die vraag hoe leef ek binne God se wil. Die verskil gehoor. Hoe leef ek binne God se wil? En ek wil 5 dinge met jou deel. Wat ek maar ontdek het toe ek so deur die Nuwe Testament gelees het. En dis nie 4-pyl tegnologie nie, ek het maar altyd vir die studente geleer, jy vat, as jy 'n tema wil ontwikkel, gaan kyk jy elke plek in die Nuwe Testament waar dit voorkom. Dan gaan lees jy alles, in die kontekste. Dan gaan jy mos nou weet hoe werk dit.
So, kom ons vat die 5 groot plekke waar God se wil voorkom. En ek begin by 1 Tessalonisense, waar Paulus skrywe in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 3. En ek het dit vir myself al in boeke en wat gaan probeer neersê in 4 woorde. Wees heilig. Hier is die eerste kenmerk. 1 Tessalonisense 4. Wees heilig. Dit is God se wil. Paulus is besig om oor die huwelik te skrywe. Hy is besig om die gemeente in Tessalonika op te roep om hulle lewe in standaard te kry, en dan sê hy, dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. God se wil, leef heilig. God sê, hy het ons gekoop, ons almal. Ons is God se. Paulus skryf dit op miljoen maniere. Hy vertel vir die Korintiërs, elke keer sy oor die Heilige Gees praat, onthou julle? 1 Korintiërs 3 of 1 Korintiërs 6, dan vra hy, weet julle nie? Weet julle nie? Weet julle nie? 10 keer, net in die 1 Korintebrief, gaan lees dit bietjie. Net in die 1 Korintebrief doen Paulus dit. Hy vra 10 keer vir Christene, weet julle dit nie, ouens? Hoe dit by julle verbygegaan? Hy vra 6 keer, net in 1 Korintiërs 6, weet julle nie? Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is? Dat julle nie aan julle self behoort nie? Hoe het julle dit gemis? Het julle nie die memo uit die hemel gekry nie? Mense noem dit die Nuwe Testament. Het julle dit nie gekry nie? Weet jy nie dat jou liggaam aan God behoort nie? Dat jy 'n tempel van die Heilige Gees is? Wees heilig. God het jou gekoop. Jy behoort nie aan jouself nie. Paulus sê, julle is gekoop en die prys is betaal deur Jesus. Jesus wat jou in God se wil inbring. So weet jy wat is God se wil? Jy leef heilig. Jy kan nie sê wat jy wil nie. Dit is dan verskriklik hoe mense deesdae praat in Suid-Afrika. Sien julle op Facebook en waar? My ma het in die ou dae gesê, my kinderdae, as ons 'n lelike woord gebruik, ek gaan vir jou mond met seep uitwas. My ma se nou 'n seepfabriek kon oopmaak in Suid-Afrika, wie se monde suiwel was. Wees heilig. Jy kan nie sê wat jy wil nie. Voordat jy iets sê, moet jy vir die Here gaan vra, Here, soos Paulus in Efesiërs 5 vers 4 sê, is my woorde tot opbou van ander, want 'n heilige praat anderster. My liggaam behoort aan die Here, ek kan nie met my liggaam maak wat ek wil nie. God het my liggaam gekoop, nie net my siel nie, my liggaam. Paulus sê, julle liggame behoort aan Christus. Ek het dit ook nie verstaan nie, want in my kinderjare het ou dominee gesê, daar is soveel siele in ons gemeente. Ek het vir my flou geskrik, en eendag sê ek vir my ma, wanneer gaan ons die sielfamilie ontmoet? Ek het die van die Merwes al gesien, en ek het al van die Joubers gesien, maar die siele, ek weet nie, want die dominee sê, daar is 200 siele in ons gemeente. Sy sê, hy my kind, so ek weet nog nie, ek het nog nie die siele ontmoet nie. Maar die feit bly, die Bybel sê, Christus het ons liggaam, ons lyf. Hier is langs, soos ek altyd sê, langs my lewe 'n bordjie. Onder nuwe bestuur. Onder nuwe bestuur, ek is heilig. Paulus se eerste punt oor God se wil. Wees heilig. Dis die wil van God. Jy's buite God se wil as jy sê wat jy wil, dink wat jy wil, lewe soos jy wil, met jou lyf doen wat jy wil. Jy kan waaragtig nie net jou hart vir die Here gee nie. Die Here soek jou liggaam, siel en verstand. Hy red nie net my hart nie, hy red my lewe. Tweede kenmerk oor God se wil, so wees heilig. Tweedens, wees dankbaar. 1 Tessalonisense 5. Net so 'n paar verse later skryf Paulus. Ek lees sommer vers 16. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar. Dan staan daar in die Grieks, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Die 83 vertaling vertaal dis wat God in Christus van julle verwag. Maar Paulus gebruik letterlik in Grieks die Griekse woord, die wil van God. God se wil is dat jy dankbaar moet wees. Lyk vir ons kry, kyk, ekskuus, daar gaan ek weer. Die meeste ons kry dit nie eens by Sondagmiddagete reg nie. Kan jy glo, meeste ons gaan nog vanmiddag bid, Here, maak ons opreg dankbaar. Jy kan waaragtig nog nie eens vir die kos dankbaar wees nie. Daarmee moet jy ook nog die Here dreig dat hy jou moet dankbaar maak. Ek verstom my. Ek sê altyd vir die ouens, ek gister vir 'n klomp manne daar in George gesê, sê bietjie elke aand vir die Here as jy bid, laat jou vrou dit hoor, Here, maak my tog opreg lief vir hierdie vrou. Jy slaap op die mat, meneer.
Maar nou bid jy, ag, maak my opreg dankbaar vir die kos, en die Here sê, wat moet ek nou nog doen? Julle eet nou fillet en julle eet pudding en daar's tikkies ook in, en wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Moet ek die vleis vir julle gesny uit die hemel stuur dat julle sal dankbaar wees, of wat wil julle hê? Toe iemand nou vir my sê, hy is so geleerd, sê ek kan dit sien, maar gaan lees hoe Jesus ons leer bid het voor etes. Jy het mos nou al gelees hoe Jesus voor etes gebid het. Nee, jy ken mos die Nuwe Testament, Markus 6 en 8. Gaan lees en gaan verander jou gebed, soos wat Jesus jou leer, nie soos oupa jou geleer het nie. Hoe sê die tannie vir my, sy het nie so groot geword nie, ek sê, maar moenie so oud word nie asseblief. Ja, my pa het my so geleer, my pa ook, maar ek het 'n beter leermeester, glo ons nie die woord nie. Glo ons nie Johannes 14 waar Jesus sê, ek sal met my Vader praat, en hy sal vir julle 'n leermeester stuur om julle in die volle waarheid te lei. Nou hoef jy nie uit jou foute te leer nie, en dan kan jy ook sien, jy moet by hom leer, eerder as net by jou pa en ma, want die Here sê, wees altyd dankbaar. Dit is die wil van God. Ons moet mooi hoor, vriende. Ons moet mooi hoor, dis God se wil. Jy is buite God se wil as jou lewe nie vol dankbaarheid is nie. Jy moet Paulus se briewe lees, hy het dit verstaan, dit drup, dit lek dankbaarheid. Ek het nie afgelope tye vir myself woorde gemaak, want ek kom agter my kosbare Afrikaans. My tweede taal, my moedertaal is die Nuwe Testament, my tweede taal is Afrikaans. Maar my tweede taal het nie genoeg woorde vir dankbaarheid nie. Ja, vertrou Afrikaans om 'n woord te hê, foutvinderig, maar jy sal nog nooit gehoor het van dankvinderig nie, maar dis 'n woord wat ek vir myself gemaak het. So is goed op fout vind. Nee? Of is ek die enigste ou wat dit raak sien, maar mense kan foute vind. Net so bietjie kyk wat sê hulle oor gisteraand se rugby, dan sal jy weet. Ek bedoel, nee, kom ons gaan nie daar nie. Maar foutvinderig, maar die Paulus was dankvinderig. Gaan lees nou sy briewe, en dan kyk jy hoe werk God se wil. Paulus soek redes om dankie te sê. En nou is ek bietjie moedswillig, en dis reg ook, ek het ook gehoor in die kerk, ons doen net voorbidding. Jy moet moeilikheid hê voor ons vir jou bid. Maar die Nuwe Testament doen Paulus dankbidding. Dit sal hom anderster wees, né? Dis reg, verstaan my nie verkeerd nie. Die Bybel sê ons moet vir mekaar bid. Dis reg, jy moet. Maar Paulus begin, kyk, vat maar Filippense 1. Hy skryf in Filippense 1 vers 6. Hy sê, elke keer as ek met my God oor julle praat, sê ek, in alles vir julle almal dankie. Paulus kan nie wag om dankie te sê nie. Hy skryf vir die Romeine, hy was nog nie eens daar nie. Hy sê, ouens, ek het my ore gaan uitleen, ek het gaan kyk, en almal vertel van julle geloof, ek kan nie genoeg vir God dankie sê nie, sê in Romeine 1. Vir die Tessalonisense. Hy sê, ek sê vir my God dankie, julle geloof loop oor die hele wêreld, die Macedoniërs weet van julle almal. Hy skryf vir Filemon, hy sê, my vriend Filemon, ek kan nie, elke keer as ek bid, sê ek vir God dankie. Dink net wat sal gebeur as jy nie 'n dreigement is nie, as al jou gebede begin om vir die Here dankie te sê. Dankie vir my gemeente, dankie vir my leraar, dankie vir die musiekspan, dankie vir almal wat hier is, dankie vir julle wat terug is van Botswana, dankie Here. Dan gaan jy nie klaar nie, as jy dankvinderig word, en dankbidding doen, en 'n danksniffelaar word. Dit is C.S. Lewis wat sy bekende boek skryf, Surprised by Joy. Hy sê, kyk, as jy vreugde verras mense, dis vir hulle 'n skok as iemand bly is. Verskriklik. Surprised by joy. Dit moes die natuurlike gewees het. Dit is Nehemia. Onthou julle Nehemia 2. As hy voor koning Artasaksa staan, nadat hy gehoor het van sy volk, dan staan hy daar in sy hart is seer, want daar's tye wat jy ook kla en seer het. Dan vra die koning, wat het gebeur? Hoekom is jy nie vandag bly nie? Ek meen, het iemand jou al in die afgelope tyd gevra, hoekom? God sê, jy is buite sy wil, as jy nie vreugde jaag en dank jaag, en blydskap jaag nie. Wat doen Jesus? Sy lewe is dank. Wat skryf Hebreërs 1? Ons hoëpriester wat met vreugde gesalf is.
Wat doen Jesus in Lukas 10 as sy disippels uitgaan en hulle kom terug, gaan dans hy van vreugde. Derdens, so God se wil is sê Tessalonisense, wees heilig, wees dankbaar. Blaai na die eerste Petrusbrief toe. Petrus skryf in 1 Petrus 2, doen goed. Dit is God se wil. Sien julle, die helfte is my nie vertel. Ek het nooit geweet hierdie goeters is God se wil nie. Dis kom ek dik lip lang gesig in die kerk kon wees. Dis hoekom baie van ons ouderlinge, ek het gedink ons moet vir hulle sweets koop voor die tyd toe ek 'n jong dominee was, net kan lag. Want wat ek bedoel, ons was ernstig. En dis reg ook. Maar die vreugde, the joy of the Lord was net, ek het gesoek om dit te soek. Ons mag gaan vliekant ons dit maak nie saak. Goed, 1 Petrus 2. Petrus skrywe. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Dit is die wil van God, dat julle goed moet doen. Goed moet doen. Dis God se wil. Ek verstaan, moet my nie verkeerd hoor nie. Verstaan hoekom mense sê ons moet opstaan vir die Here. Maar soos my pa altyd gesê het in die kerk, my kind, ons moet daarom een van tyd op weer loop sit. Jy kan ook net so lank staan. Maar die Nuwe Testament roep ons nie in die eerste plek op om te staan nie. Hoe het my Amerikaanse vriend Len Sweet een keer gesê, hy sê, hy het agtergekom, ons hou daarvan om 'n standpunt te hê. Hy sê, perhaps you need a walking point. Maar dit het my ook laat dink. Maar Petrus sê, doen goed. So sal julle die nie-Christelike wêreld stil maak. Ons hoor almal, en is reg, en ek sê dit ook, en ek probeer dit ook doen, om getuies vir die Here te wees. Maar jy is nie 'n getuie deur teen alles te wees nie. Deur op te staan nie. Wanneer gaan die kerk nou weer 'n standpunt oor A, B of C of X, Y of Z? En party mense het lyk vir my dubbel alfabet. Jy moet op 50 goeters kan opstaan voordat hulle jou ernstig vat. Maar die Nuwe Testament sê, doen goed. Doen goed. Doen goed. Nou verduidelik Petrus hoe jy dit moet doen. Hy sê vir die bediendes, hulle moet hulle onderwerp. Hy praat hierso letterlik in die Grieks van manlike huishoudelike slawe. Dis nie 'n lekker jobbie nie, nê. As jy vir jou kinders dink wat hulle moet doen met hulle lewe na skool, wil jy nie hulle moet doen wat Petrus in 1 Petrus 2 skryf, manlike huishoudelike slawe. Oiketes. Hy sê vir hulle, wat weet julle hoe lyk dit wanneer 'n Christen reg lewe? Vers 17. So doen jy goed. Jy moet alle mense respekteer. Jy moet medegelowiges lief hê, jy moet God vrees en die keiser eer. Hy noem 4 dinge wat jy moet doen om goed te doen. Hoor weer, 1 Petrus 2 vers 17. Jy moet alle mense respekteer, medegelowiges lief hê, God vrees en die keiser eer. So doen jy goed. Ek het groot geword en ek gaan so oud word. Dis een ding wat ek my hele lewe glo, ons is uit genade gered en nie deur verdienste nie. Ek dank die Here dat die Nuwe Testament dit leer. Maar ek het so baie keer gehoor, goeie werke red my nie, laat dit later vir ons geklink het, dis 'n sonde om goeie werke te doen. So niemand het goeie werke gedoen nie, net in geval iemand dalk skimp, ons probeer ons redding verdien. Maar 'n Christen is iemand wat deurdrenk is van goeie werke. 'n Christen doen goed. Hoekom? Ons ken die God. Julle ken Psalm 119 vers 68, wat die psalmskrywer sê, die Here doen goed, want hy is goed. So 'n Christen is iemand wat goed doen soos God. Goeie werke red jou nie, maar Jakobus sê, as jy nie goed doen nie, is jou geloof nutteloos. As iemand wat honger is, nie ergens by jou kos gekry het nie, al kan jy nie al die armes gee nie, help nie. Maar as jy nie in hierdie week gehelp het, laat armes kan kos het nie, wat het jou geloof beteken? Ek herinner my aan die aartsbiskop, of een van die biskoppe van die Anglikaanse kerk in Kaapstad, wat verlede jaar toe almal, en dit wat my so aangegryp, in Paastyd, die tyd wat oploop na Paase toe, is dit 'n gebruik by baie tradisies om te vas, sekere dinge te onthou. Toe skryf hy vir al sy lidmate in die Kaap, hy sê, as armes nie in hierdie tyd kos kry by jou,
As mense in nood se laste nie deur jou gedra word nie, hou op vas en eet. Kom oor dit. Maar dit help veel jy vas en dis al wat jy doen. Jy weet, ek vas vir die Here. En die Here sê, vra meer van jou. En ek gaan dit vir jou op die laaste dag vra, toe ek kaal was, toe ek in die tronk was. Onthou jy Matteus 25 vanaf vers 31, toe ek 'n vreemdeling was. So wie word geraak deur die feit dat God jou aangeraak het, dat jy 'n goeie mens is? Want God maak ons goed as hy ons red. Hy maak ons goeie mense. Prediker 2, vers 24, as die Here jou as 'n goeie mens beskou, dan gee hy vir jou wysheid en kennis en vreugde. Dan laat hy jou deel. Dan eer jy mense, dan respekteer jy mense. Hoe is dit moontlik dat ons sê ons is Christene en ons vertel hoe Christelik ons was in die 19 watte jare ook al, maar hierdie land brand van rassehaat en vernyn en woede en wie weet wat alles. Doen goed, doen goed, doen goed. En dan die 4de een, so ons hoor, wees heilig, dis God se wil. Ons hoor, wees dankbaar, dis God se wil. Doen goed, dis God se wil. 1 Petrus 3, vat teenstand, dit is God se wil. Petrus, ek moet nou versigtig wees, nie vir my mooi hoor. Petrus sê nie, jy moet 'n vlugteling wees uit die wêreld nie. Hy sê, jy's 'n vreemdeling in die wêreld. Deesdae is dit nou al die inding om 'n vlugteling te wees. Petrus sê, moet jy verskil ken. Vlugtelinge, vlug want hulle is bang. Hulle het nie 'n toekoms nie. 'n Vreemdeling, dis wie 'n Christen is. En solank jy 'n vlugteling is, gaan jy jou hele lewe lank vlug. Maak nie saak waar nie, hier in Suid-Afrika, deur in Amerika, jy vertel dit. As jy op soek is na veiligheid en na 'n toekoms, dan verstaan jy die Nuwe Testament verkeerd, as jy dink jy moet dit vir jouself bewerk. Petrus skryf aan vreemdelinge. Mense, ek het tyd gehad om saam met julle deur die teks te stap op 'n ander dag. Hy sê julle is vreemdelinge en bywoners en julle gaan swaar hê in die wêreld. Hy skryf in 1 Petrus 3 vers 17, eintlik vanaf vers 14. Julle gaan ly. Christen is nie die smaak van die week en die geur van die maand nie. Jy gaan swaar hê. Iemand sê vir my, is hard in Suid-Afrika. Ek sê nou, wat het jy nou gedink? Dink jy dis sag elders? Die wêreld is donker. Jesus het nie gesê die wêreld gaan ligter word nie. Nie die wêreld gaan makliker word nie. Wat sê hy in Johannes 8 vers 12? Ek is die lig van die wêreld. As jy naby my loop, sal jy nie in die donker verdwaal nie. So of jy hier bly of daar bly of deur bly, en of jy oor see bly of waar ook al bly, die wêreld se donker plek. En daarom sê Petrus, as dit die wil van God is, praat hy weer oor die wil van God, dat jy moet ly wanneer jy goed doen, is dit beter as om te ly wanneer jy kwaad doen. Dis die wil van God, sê Petrus. Dat jy ook teenstand moet kan vat en aanhou goed doen. Ek is verstom dat dit nooit gepreek is nie. Ons kom baie ons pad gee uit Suid-Afrika om verkeerde redes. En nie 'n probleem nie, baie met mense in die buiteland praat. Ek was nou die dag in Londen met 'n klomp ouens, en volgende jaar in Holland en in Dubai moet ek weer met Suid-Afrikaners praat. Ek verstaan, ek het geen geveg met sulke mense nie, maar as jy vlug om daar te kom, het jy moeilikheid, want 'n Christen kan nooit 'n vlugteling wees nie. Jy's 'n vreemdeling, maar Christus het jou na sy nuwe wêreld toe gevat. En hier gaan jy swaar kry. So as jy swaar kry, join the club. Staan vir Jesus. En dan ons laaste ene. Laaste teks oor God se wil. Wat die Nuwe Testament in elk geval baie sterk uitlig. 2 Korintiërs hoofstuk 8 vers 1 tot 5. Wees vrygewig. Wees vrygewig. Paulus skrywe oor die gemeente, hy skryf aan die Macedoniese Christene. Julle weet, dit is die gemeente, dit is 'n provinsie van die Romeine, Macedonië in daai tyd, en dit is die gemeente Filippi en Berea en Thessalonika. En Paulus is besig om geld vir Jerusalem in te samel wat duisende kilometer weg is. Nou vertel hy vir die Korintiërs van hierdie Macedoniërs, en hy sê, hulle was brandarm, en tog was hulle oorvloedig in hulle vrygewigheid. En hulle is vervolg, onthou julle, dis alles dinge oor God se wil, en tog was hulle bly. En hulle hoor van hierdie geld wat Paulus insamel het, hulle self 2 Korintiërs 8 vers 1, vers 5, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is die wil van God. En toe gee hulle geld en hulle self.
So dis die 5de kenmerk van God se wil, 'n lewe van vrygewigheid. 'n Christen wie se hand en hart nie oop is nie, leef nie in God se wil nie. Ek verstaan. Ek het anders groot geword. Ek onthou, soos ek altyd sê, as die diaken kom huisbesoek doen net daar by ons. Ons het 'n vaksine gehad teen weggee. Daai tyd was daar al so inspuiting. Die ouderling of die diaken het gekom, dan roep my pa my, dan gaan ek kamer toe of as hy by die huis was en nie op 'n vlug nie, dan kry ons Trustbank se chequeboek, dan skryf my ma 'n checkie vir die kerk uit, skeer ons hom af, dan is ons vir 30 dae geïmmuniseer, want ons die vaksine gehad teen weggee. As iemand kom, dan sê my ma, ons gee by die kerk. Dis ja, ek onthou nog goed my ma gewys. Gaan net weg asseblief julle, ons gee by die kerk. En as iemand gekom het, ons gee by die kerk. So ons was geïmmuniseer teen weggee. Asof weggee 'n transaksie is met die Here een keer 'n maand. Dit moet jy doen. Jy moet jou gemeente ondersteun. Jy moet, as dit nie gebeur nie, is jou hart ijskoud. Maar jou lewe is 'n lewe van vrygewigheid. Die Nuwe Testament ken nie tiendes nie. Daar's nie die paar tekste in die Nuwe Testament oor tiendes is negatief, né? Lukas 18 of Matteus 23. Jesus dink ouens maak transaksies met God. Hy sê, moenie dink God gaan jou genade aansien as jy dink jy maak 'n besigheidstransaksie nie. Dit is nie die currency waarmee jy met God kan onderhandel geld nie. Dis nie 'n besigheidstransaksie. Jy maak nie met God besigheid oor geld nie. Maar as jou geld jou besit, het God 'n saak met jou. Nou, Prediker 5 vers 10, die een vir wie geld alles is, het nooit genoeg nie. En Paulus waarsku in 1 Timoteus 6 teen geldgierigheid. Maar 'n Christen wat vry is, gee jouself. Gee jouself. Klim self in die kollektebordjie, soos die jong seentjie in Engeland, wat toe die kollektebordjie verbygekom het in die 18de eeu, en sy ouers het niks gehad nie, self ingeklim het, sê ek gee myself. Ek meld aan. My skouers, al is dit smal, is breed genoeg om laste te dra. Jy kan my in die nag kom wakker klop, soos Lukas 11, as iemand daar is, nou nie kos het nie, en ek sal help. En ek sal doen wat ek kan om jou laste te dra, as jy nie bekend is as vrygewig nie. As jy ook Nelson Mandela se druk op hy R100 note, dat sy oë elke keer traan voordat jy iets gee. O Paulus skrywe, in Handelinge 20 vers 34, sê hy vir die gemeente van Efese se ouderlinge, die Here Jesus het gesê, dis beter om te gee, as om te ontvang. Daarom het ek hard gewerk, sodat die armes kan eet. Wie slaap vandag beter, omdat jy vrygewig is? Wie het vanaand kos of komberse, omdat Christus se hart in jou klop? Sluit af. God se wil was vir my 'n misterie. Dit was klisjées, alles gebeur om te rede, wat moet gebeur, sal gebeur. Jy sal eendag verstaan. Selfs die woorde toe maar, so asof dit 'n troos is. Toe maar, jy sal eendag verstaan. God se wil is duidelik in sy woord. Christus Jesus is God se wil. En God roep my in sy wil in om dit te doen en te lewe. Ek lewe die lewe van God se wil. As ek heilig is, 1 Tessalonisense 4 vers 3. As ek vol vreugde is, 1 Tessalonisense 5 vers 18. As ek goed doen, 1 Petrus 2 vers 15. As ek teenstand kan vat en nie gedurig wil vlug en vertel hoe sleg alles nie. Ek lewe binne God se wil in konflik en in moeilikheid. 1 Petrus 3 vers 17. En as ek vrygewig leef. Wens ek het dit geleer in my kinderjare. Wens dit was deel van my lewe altyd. Maar ek is steeds besig om te leer, myself te detoxifiseer van alles wat ek nie verstaan het nie, en wat ek nou weet. En nou weet ek het nie 'n keuse nie, want dit is so eenvoudig. Ek hoor God se wil en ek leef daarbinne. Amen. Dankie Here, dat U wil nie 'n misterie is nie. Jesus, dankie dat U die Vader se wil is. Dankie dat U my in die wil ingenooi het. Dankie dat U wil dat ek glo, dat U wil dat ek vir ewig lewe. En dankie Here dat ek weet ek is op pad na U. Here, hier sê ek, leer my om goed te doen.
Leer my om vol vreugde te wees, om vrygewig te wees, om in hierdie harde Suid-Afrika teenstand te kan vat, soos wat U sê dit ook binne U wil is. Leer my, Here, om sterker te wees vir U, om 'n goeie mens te wees, wat U wil in alles wat ek doen uitdra. Dankie vir die kosbare gemeente waar ek dit kan doen. Ek bid, Here, dat U seën ook sal rus op Jorrie en op almal wat hier bediening doen, op watter maniere ook al, en op almal wat hier aanbid. Laat die koninkryk ook helder hier skyn, soos altyd, in Jesus se naam. Amen. Kom, ons kosbare Here, stuur ons nooit leë hande weg nie. Hy seën ons, hy vul ons met sy nabyheid, met sy liefde. Hy sê hy is by ons al die dae. Hy is die lig vir die wêreld. As ons nie donker gaan leef hierdie week, hy is die lig wat op die pad voor ons skyn. As ons leef tussen hongeriges, hy is die brood wat ewige lewe is. As ons die dood in die oë moet kyk, hy is die opstanding en die lewe. As ons alleen is, hy is die goeie herder wat sy lewe vir ons afgelê het. As ons nie die pad ken nie, hy sê vir ons, hy is die weg en die waarheid en die lewe. En as ons smag na nuwe geestelike krag, hy sê hy is die ware wingerdstok, kom bly in my, en julle sal baie vrug dra. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede huis toe. Die genade van ons Here Christus Jesus, die liefde van God, die spesiale nabyheid van die Heilige Gees, is met ons almal, elke dag van ons lewe tot in ewigheid. Amen.